Dag sê en baie welkom vandag weer by jou lewendige dagstukkie vir vandag, dag 275. Efesiërs 6 vers 18. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Wanneer jy bid, hê liewer 'n hart sonder woorde as woorde sonder 'n hart. Praat met jou beste vriend. Kleintyd, wanneer ek vroeg in die oggende opgestaan het om vir my toetse te leer, het ek altyd gehoor hoe my pappa in die sonkamer stilte tyd gehou het en op sy knieë vir elkeen van ons kinders ingetree het. Dit het 'n onuitwisbare indruk op my gemaak. Dit het grootendeels daartoe gelei dat ek van redelik vroeg af in my lewe God beleef het as 'n werklikheid met wie ek enige tyd kan praat. Ek onthou die dae toe my kinders nog klein was. Hulle sou baie keer op maatjies oornooi om te kom speel, dan hoor hulle my praat in die gang. Nie met hulle nie, of met hul ma nie, maar met God. Eendag het een van hulle saggies vir my kom sê, "Pappa, kan pappa asseblief nie so hard met Jesus praat nie. My maats gaan dink pappa's bietjie snaaks en van die spoor af." Ek het lekker gelag, maar ek het ook besef dat dit wat vir my normaal is, mag dalk vir ander mense iets wat vreemd wees. En dis juis hierna waarin daar in Efesiërs 6 vers 18 verwys word. Bid by elke geleentheid. In my geval was dit op allerlei plekke. Agter die stuurwiel, in die ry by Spar, voor 'n vergadering, op die stoep met my koffie, of ja, in die gang waar kinders se maatjies kon hoor. Dis soos die storie van die mamma wat elke oggend vir haar seentjie gebid het voor hy op die skoolbus geklim het. Een oggend, nadat sy die deur toegemaak het, was daar 'n klop aan die deur. Daar het die seentjie met 'n klomp van sy maatjies voor die deur gestaan. "Mamma," het hy gesê, "hulle mammas het nie vanoggend vir hulle gebid nie. Kan mamma gou vir hulle ook bid asseblief?" En net daar, op die stoep, het hulle 'n busstop gebedsbyeenkoms gehou. Selfs die busbestuurder het gesit en glimlag en gewag. Die spreekwoord sê mos, woorde wek, maar voorbeelde trek. Jou kinders sien wanneer jy met God praat en hulle hoor hoe jy dit doen. En daar in daardie gewone oomblikke besef hulle iets van die buitengewone. Hulle besef God is nie net op Sondae beskikbaar nie, of net vir probleme nie. Hy is daar vir elke grap, elke traan, elke toets, elke verkeersknoop, elke liefdevolle drukkie. Hy is jou beste vriend. Jy hoef nie 'n afspraak te maak of eers ordentlik aan te trek nie. Jy kan sommer met hom gesels soos wat jy is, daar waar jy is. Paulus sê, ons moet bid met allerlei soorte gebede en versoeke. Dit beteken jy kan huil bid, sing bid, lag bid, fluister bid, of sommer net stil sit en weet hy's daar. Hy verstaan sonder dat ons woorde hoef te gebruik. Ons bid nie sodat ons alles kan verstaan nie. Ons bid omdat ons weet hy luister. So gesels met jou hemelse Vader, soos met 'n beste vriend. Hy's nie ver nie, en jy hoef nie spesiale woorde te gebruik nie, of met 'n sekere liggaamshouding te bid nie. Hy ken jou hart, so gee jou hart en jou hartsverlange vir hom. Gebed verander nie altyd my situasie nie, maar wel my perspektief op die situasie. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy voel dit vir ons vreemd om met iemand te gesels wat ons nie kan sien nie? Wat kan ons doen om God as 'n werklikheid te beleef? Hoe gaan jy vandag begin om met God te gesels? Here, dankie dat ek enige tyd en enige plek met U kan praat. Help my om U nie net in storms op te soek nie,
maar om U ook in die sonskyn te onthou. Dankie dat U altyd luister en verstaan. Mag ek en jy vandag en elke dag van ons lewe die teenwoordigheid van God op 'n wye klomp maniere beleef. En deel dan jou hart met hom, want hy verstaan. Liefde groete, Shaal Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, kan jy net jou naam en nommer per WhatsApp stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Vir meer inspirasie kan jy ook ons Lewe Lig gemeenskapsblad op Facebook besoek of ons Lewe Lig gemeenskapskanaal op YouTube. Shalom.